Lord Jesus, thank you for creating me in your image. Thank you that in you I lack absolutely nothing. Thank you that according to your word, I'm fearfully and wonderfully made. Thank you for choosing me for such a time as this, so that your glory and presence can be manifested in and through my life right now. Thank you, Holy Spirit, that I know I am never alone because you live in me, and because of who you are, King Jesus, I will never walk in defeat. I've been set free from all lies of the enemy, and I will not die before my time, but I will live to declare the glory of the Lord in this lifetime and in this land. Today I choose life because I choose truth. Jesus Christ is my truth. As a daughter of destiny, I will step up and step out in faith into the great plan God has for me. I have the DNA of my Heavenly Father. That is why everywhere I go, godly change is made through the power of the Holy Spirit and the living Word of God, which is on the inside of me. This gospel of Jesus Christ will be ministered through me as long as I have breath. It was for this purpose I was born. I declare my life is purposeful. My dreams are God's desire for my life, and my hope is charged with faith. As a daughter of promise, I will run my race with endurance. I will cry on my knees. I will battle through in prayer, and I will rise up in victory on my feet. Because Jesus Christ is the lifter of my head. Amen. Goeiedag en welkom by Step Up. Ek is Chantel White en het is lekker om saam met jou te wees. Ons is in die week wat ons Women's Day we celebrated Women's Day, ons het dit gevier en dit is nou nie a God holiday, and it's not a kingdom holiday like the feasts are, maar ons vier het nog steeds omdat ons vier vroue wat sterk was, vrouens wat 'n stem gehad het, vrouens wat gemarch het back in the day, wat ek wil amper sê wat hulle punt gelig het, you know what I mean? En vandag wil ek 'n bietjie praat oor vrouens wat hulle punt gelig het voor God. En is belangrik dat ek en jy punt lig. En is nie punt lig van ons die maand nie. No. Ons lig punt omdat ons weet die een van wie ons sê, met wie ons praat, is die antwoorder van gebed. En as jy vandag 'n ma is, 'n suster is, 'n vrou is, 'n dogter is, wat voel Here, maar hoor U my, wil ek vandag vir jou sê, die Here hoor. En ek wil, ons kan ook praat van 'n klomp vroue, maar weet jy, toe ek myself regmaak vir hierdie uitsending, het ek gedink aan 'n vrou. Ek sit, my Bybel is oop by Lukas, waar ek miskien kan praat oor Maria en Elisabeth en ek kan praat oor Esther en ek kan praat oor, ons kan praat oor Rut, en jy weet mos oor Rut kan jy my niks sê nie, ek wil net praat oor Rut. Maar die vrou wat vir my in my hart klop, is Jochebed. Jochebed is die ma van Moses. En die Here, die jaar toe sy vir Moses, toe sy swanger was met Moses, die Bybel sê, het Farao 'n dekree uitgestuur, hy het 'n dekree uitgestuur oor die land en gesê, al die seuns wat gebore word, nie van Egypte natuurlik nie, because he was protecting his own, but the male children in the Hebrews, amongst the Hebrews, hulle almal moet doodgemaak word. En hy sê dat op geboorte moet hulle they must be killed. Dit was Farao se decree. En die Bybel sê dat daar was voetvrouens, 2 voetvrouens, en die Bybel gee eintlik hulle name. Hulle het die kinders gevang van Israel, in die Hebreëse kinders het hulle gevang, en hulle het nie die kinders laat doodmaak nie, want hulle het gesê, hulle het teen Farao se decree gegaan. Hulle het gesê dat wanneer hulle by die Hebreëse vrouens gekom het die vrouens vinnig het hulle geboorte gegee, en hulle het gesê, maar hulle kon nie die kinders doodmaak nie, maar die kinders was klaar gebore, so op pad om die kind te gaan vang, was die kind al klaar gebore. En dit is die storie wat hulle na Farao toe gevat het, terwyl Farao wag, dat die kinders moet doodgemaak word. So ons verstaan dat die Here het 'n groot plan gehad met hierdie kinders se lewe. En een van hierdie kinders was Moses gewees. So, omdat daar 'n deliverer gebore was, kyk, die duiwel was lelik met mens, hy wil hulle van kant af gemaak het. Maar die Bybel sê dat
Jochebed, die ma van Moses, het vir Moses, sy het hom gehou en sy het na die kind gekyk en gesê, oh, but this is a beautiful child. En sy en die voetvrouens gaan teen die dekree van Farao en hulle hou vir Moses. Maar wat vir my amazing is van hierdie vrou is dat sy doen 'n stap in die geloof in wat kante alles wat Farao gesê het. Sy gaan teen alles wat nou gebeur en sy kyk na die kind, sy sê, maar die kind is mooi en die kind lyk hoe die glorie van die Here, as ek het nou kan sê, is op hierdie kind, so ek gaan nie my kind doodmaak nie. Maar Miriam, die sustertjie van Moses, speel 'n vital rol. Sy speel 'n groot rol in die lewe van Moses, want sy is die posmannetjie, sy is die enetjie wat alles hoor, sy is die enetjie wat van alles weet. If you watch the movie The Testament of Moses, sal jy sien, sy's 'n wakker meisietjie, sy's daar, sy's by die geboorte, sy's waar hulle kom soek het, die seunskinders, sy's daar, sy's die meisietjie wat eintlik die rol speel in The Testament of Moses. Hy kan moet 'n award kry as far as I'm concerned. Sy is so cute, sy is so, en ek sit nou, ek dink aan haar en dink ek, maar ek kan eintlik vir Miriam sien die meisietjie wees. En Jochebed depend baie op Miriam, want Miriam is strategies in die lewe van Moses. Wat sy doen is, sy moet seker maak dat, want Jochebed sê, in geloof gaan sy vir Moses op die Nylrivier sit, want sy gaan nie 'n kind doodmaak nie. Maar wat sy nie weet is, die geloofstap, my mens, die hemel het gedreun, because why? She was moving in the movement of God. She was moving in the purpose of God. She was moving in the plan of God. Wat sy gedoen het was eintlik, ek wil amper sê die klokke van die hemele lei. You know what I mean? Hierdie vrou doen iets bonatuurlik. Sy weet nie, sy het natuurlik 'n kind geborsvoed en nou moet Miriam, sy klein sustertjie, moet seker maak dat hierdie mandjie wat gewewe was, is op die Nylrivier met Moses binne in, mense het kook en die baba is toegemaak. En Miriam moet seker maak dat hierdie mandjie gaan af by die rivier. Hy gaan af by die rivier. En as hy stak, moet Miriam een wees wat hom losmaak. You know what I mean? So hierdie vrou speel 'n groot rol in die lewe van nie net Moses nie, maar in die lewe van Israel. So, my mens, ja, ek dink daaraan en ek dink, Here, maar is eintlik baie groter. You know what I mean? So Jochebed het die kinders gekry, het hierdie 2 seuns en hierdie dogter gekry, wat 'n fenominale deel van die Bybel uitmaak, en hulle doen goed wat God op hulle, God placed, God commissioned them, the calling over them, en they are there, en hulle doen wat God wil hê. En Miriam moet seker maak, want nou vat sy die mandjie na die rivier toe, en onthou net, Farao se dogters en haar diensmagte is aan die onderkant van die rivier, en Moses kom af in die rivier. Ons weet hoe sterk die stroom was nie, ons weet nie wat 'n stokke, wat 'n riete het gegroei in die rivier nie, maar Miriam moet hardop saam met hierdie mandjie. Kan jy dink hoe Miriam moes gevoel het as die suster van Moses, en weet, daar gaan my broertjie, daar gaan my baba broer, ek dink aan in die knop sit in my keel, because jy kan nie jouself indink, hoe moet ek gevoel het, sit jouself in 'n skoene, hoe moes sy gevoel het, om te weet, met die hope, die maas by die huis, met die hope, dat hierdie kind gaan nie gevang word, deur een van Farao, die koning, se vegters hier, of se security guards, you get what I'm saying, maar hulle weet dat there's something, die vroue is aan die onderkant, hulle was het of hulle bad, maar die vroue is aan die onderkant, en Miriam hardop saam met hierdie mandjie, en die mandjie gaan die stroom op, en ek dink daar's 'n plek, waar sy nie meer die mandjie kon sien miskien nie, want onthou net, wat in die Bybel staan, verses, is nie alles gedateer, of is nie alles geskrywe, alles presies geskrywe, hoe dit gebeur het, wat het gebeur, die storie is daar, ja, ons weet wat het gebeur, dis hoekom maar movies kan geskied word, maar in die moment, you know what I mean, in die moment, hoe was het gewees nie? So ons verstaan dat sy gaan af, en ons verstaan dat sy Farao se dogter kry hierdie mandjie wat lyk soos 'n ark, kry hierdie mandjie met hierdie kind in wat skree, en sy vat hierdie kind en sy sê, die Here het aan my gedink, the Lord has blessed me with a son, want Moses was 'n baie mooi baba, en daar gaan sy, en onthou net, imagine hoe moes Miriam gevoel het, toe sy daai moment moes gesien het, because why, en onthou net, Jochebed wag by die huis vir nuus, wat het van my kind geword, want wat sy doen is in geloof in,
en wat sy doen is, sy vertrou net vir God. Mense, ek dink jy, ons kan evens dink hoe jy moet gevoel het, as 'n ma, ek dink jy kan jouself daar insit en jy kan dink, Here, my kind, en al wat jy kan op vertrou is die hand van die Here. En Miriam gaan huis toe en sy sê vir haar ma, dat Moses was gekry deur Farao se dogter. Nou moet jy weet, Farao is die pa van die dogter wat vir Moses gekry het. So sy eie dogter gaan teen die dekree van Farao. Sy eie dogter gaan teen die dekree van haar pa en sy vat vir Farao, vir Moses in en sy maak vir Moses groot asof dit haar eie kind is. En die vroue wat saam met haar is, hulle weet van dit, maar niemand los nou possie. So Moses word groot gemaak in die koning se paleis, wat die einste man was wat gesê het, al die kinders, die Hebreë seuns, moet doodgemaak word. My mens, kykie, dit is 'n wonderwerk of note, is 'n wonderwerk of note. Maar ek dink 'n mens praat baie van Moses en die groot rol as 'n profeet back in the day and as a deliverer to the nation of Israel, that God has used him tremendously and mightily, en niemand kan het wegwys nie, want God het hom gekies. Maar in dieselfde asem, daar was destiny helpers along with Moses that made sure that he was in position. Want die Bybel sê, toe God vir Moses roep op die berg by die brandende bos, toe hy vir God gesê, maar ek kan nie praat nie. En God sê vir hom, maar ek het al reeds jou broer prepare Aaron om namens jou te praat. Onthou net, Aaron, Moses en Miriam is een ma se dogter. Soos ons vandag 'n vrou kan honor, dan moet ons iemand honor soos Jochebed. You know what I mean? Ja, ons kan vir Maria honor, ons kan vir Elisabeth honor. Die mense, Maria het vir Jesus gedra, mense. I mean, this woman needs no honoring. You know what I mean? This woman needs no, sê hoef iets uitgesonder te word, want sy is al klaar uitgesonder. You know what I mean? Maar jy kyk na ander vrouens in die Bybel in, wat definitieve, hulle was sterk, hulle het geloof gehad. They were moving with the purpose of God and with the plan of God, and they did not deviate from the plan of God. Hulle het nie gedeviate van wat die koning gesê het en hoe hy gedink het, hy gaan nou die goedes ran nie. No, hulle was in tune met die stem van die Here. Onthou net, Jochebed het vir Moses, sy die ma van Moses, Miriam en Aaron, al drie die kinders was strategies vir die uitlei van Israel uit Egypte. Can you imagine that? One mother with 3 prophetic destiny children, one mother that's got 3 children, 2 seuns en 'n dogter, wat profeties was, nie in 'n bestaan net van 'n mens nie, maar in 'n bestaan van 'n nasie. Nooit, my mens, dit wil gedoen wees. Onthou net, so nou kyk ons na Moses se lewe, en ek kyk na hoe het hy op die rivier gekom, en ek kyk die strategiese plan wat God vir Miriam gebruik het, en hoe sy was, en hoe op on point sy was, en onthou net, dieselfde Miriam het God later gereward. Hy het haar later, het sy die volk uitgelei deur die Rooi See. Die Bybel sê, she led them out in praise. Sy het die tamboerijn geslag. Sy het gesing, you know, God. Sy het God geprys. Die lied is actually in die Bybel. So nie net het sy vir Moses op die rivier gesit nie, maar sy het ook 'n lied opgeoffer vir God toe hulle deur die Rooi See kom. Is dit nie wow nie? Ek dink is absoluut wow. Ek dink dit is wow hoe God haar strategically geplaas het. Sy vat vir Moses na die plek toe waar God hom gaan gebruik, waar hy eers getrein gaan word in die koning se paleis, by die koning wat gesê het hy moet doodgemaak word, in die koningshuis, hy eet die koning se kos, en sy suster en sy maale weet nou, because onthou net, op ultimately, toe Farao se dogter die vir Moses kry, was die midwife, die voetvrouens was daar, hulle was strategically geplant daar deur God, en hulle sê, gee die seentjie vir ons weet van 'n vrou wat hom kan nurse, ons weet van iemand wat hom kan borsvoed, because remember,
as ek sê altyd, daar's 'n seisoen van trou, daar's 'n seisoen van kinders hê. En jy kan dit sien vandag nog in ons lewe. Kan jy sien, baie keer hoor jy mense trou op 'n jaar, die viervonkerspad, dan hoor jy weer mense, daar's die babas, mense swanger, net waar jy kyk is 'n swanger vrou, is die seisoen van babas. En ek dink dit was miskien dieselfde seisoen van babas vir Israel, because baie babas was gebore word. Hoekom het Farao dan gesê die kinders wat gebore word moet doodgemaak word? Hoekom het hy dit gesê? Because daar was 'n invloed en hy was bang, because why? Israel het al hoe groter geword. Hulle stem het al hoe groter geword. Hulle het al hoe meerder geword. The Bible said that they became a mighty nation. Onthou net, hulle het ingegaan na familie Jacob en sy kinders. Hulle het ingegaan na familie van 70 het uitgekom oor 1 miljoen mense. So, dit was 'n klomp mense. So nou sien Farao die multiplication van hierdie mense en hy sê, dat hierdie mense van hierdie kinders doodgemaak word, van hulle raak al hoe sterker. Die nasie word groter as Egipte waarin hulle is. Maar nou wat God doen is, hy stuur vir Moses in die paleis. En Moses word gevoed deur hom, Moses word geleer deur sy mense, Moses kry die beste. Moses is confused because why? He doesn't belong there. Hy is sy personality, hy weet nie of hy op is of hy af is nie, hy weet nie wie hy is nie, en hy het 'n bietjie van 'n anger op hom, maar niks wat God nie kan gebruik nie, want God het hy gebruik om die plan van hom te vervul. Hy het 'n man doodgemaak in Egipte, hy het teruggevlieg, he fled out of Egypt, but all of that was purpose for God to bring out Israel, because remember God het vir Abraham 'n boodskap gegee, vir Abraham gesê in Genesis 15 met dierbare, jou volk, jy bid vir 'n seun, ek gaan jou nasies gee. Hy sê jou nasie gaan in exile gaan vir 400 jaar, maar moenie worry nie, ek gaan hulle weer terug uitlei, en hulle gaan nie weer uit Egipte kom nie, hulle gaan vol uitkom. En nooit het God vir Abraham gesê, maar hy gaan 'n man oprig, hoewel in die Bybel in nie, dat met die naam van Moses vir die volk gaan uitlei nie. Nooit het God dit gesê nie. Moses ken nie eens vir Abraham nie, maar Moses was strategic vir die plan van Israel om uit te kom, die nageslag van Abraham. En onthou net, daar was 'n vrou wat moes geboorte gee aan Moses, wat lyk is buite tyd, maar is in tyd, want daai seun was strategies. Sy ouderdom was strategies, sy geboorte was strategies, so dit maak nie saak wat Farao gesê het nie. Farao kon nie die plan van God stop nie. En ek wil vandag vir 'n ma sê, dit lyk baie keer 'n kind het gebore voor die tyd, of 'n kind het gebore na die tyd, of 'n kind was nie beplan nie, of wat, my mens. Kom ek sê vir jou vandag, God hou lewe en dood in sy hande, en wanneer God lewe gee God lewe, en niemand kan dit terugtrek nie. Kom ek sê vir jou, Moses in sy lewe was strategies vir die uitkom van 'n nasie, en nie die uitkom van 'n nasie nie. Listen my mens, kom ek sê vir jou, die eerste fees was gebore deur Moses, the feast of Passover, the feast of unleavened bread, the feast of my mens. Alles daai word gebore deur een mens, so die nag toe hulle moet uitkom uit Egipte uit. Toe sê God vir Moses, slag vir my lammers daarso, because vanaand gaan die bloed uit die deurposte sit, want die engel van dood oorkom, jy kan nog brood bak met hierdie mense, bak unleavened brood, dit beteken is net water, is 'n bietjie sout, en is meel, daai is julle brood, bak hom, knie hom, bak hom, en dis wat julle gaan eet, en 'n bietjie herbs, bitter herbs op die vlees. Hy sê, dis wat julle gaan eet, roasted vlees, dat daar moet geen bloed in die vlees wees nie. Tap die bloed uit in 'n bakken, sit daai bloed met 'n hyssopblaar aan die deurposte, vanaand gaan ek die engel van dood oorstuur. Dieselfde dood die knie wat Farao gegee het in jou lewe, gaan ek nou oorstuur. Want vanaand is die aan, wanneer jy in Egipte uitkom, my mens, kan ek julle vertel wat woes gaan. Kom ek sê vir julle, dit is 'n man wat God gebruik het met 'n vrou wat strategies was vir die plan van God, strategies was met die naam van Jochebed. En as jy die fliek kyk, gaan jy sien, net voordat Jochebed gesterf het Farao vir haar gesien, het Moses vir haar gesien. Die movie wys dat sy blind geraak, maar Moses het sy ma gesien, and she beheld her son again. Kom ek sê vir julle mense, wanneer God 'n ding uitwerk, when God plans something, nobody can stop the hand of God. Niemand kan die beweging van God stop nie. If God calls you as a minister, if God calls you prophetically, if God calls you in a season, and God raises you up, laat ek jou vertel, hulle kan hom vir jou dood te krisis uitstuur, hulle kan hom
accident decrees uitstuur, hulle kan wat se decrees uitstuur, as God gesê het, hy gaan 'n ding doen in jou lewe, en deur jou doen, kan niemand dit stop nie, en dis 'n vrou, if I can honor today a woman, in the Bible, it's a woman by the name of Jochebed, a woman that had the faith to put a son, a newborn son, on a river, that she didn't know what was going to happen, how this thing is going to play out, but to God be the glory, great things He has done. Amen. So kom ons eer vanmôre die Here. Kom ons aanbid vanmôre die Here vir sy goedertierenheid wat strek van geslag tot geslag. Die Here is absoluut mooi. Die Here doen mooi goed. Daar is niks wat ek en jy wat ons kan doen, wat die Here kan outdoen nie. You know what I mean? Everything that we desire comes from Him. En dis my boodskap op hierdie week van vroue. En mag die Here jou seën. As jy 'n vrou is wat die Here dien, dien die Here. As jy 'n vrou wat by die Here skuil by die Here. If you're a woman with a calling on your life, on your destiny, on my means, walk in that call. Be who God has called you to be. Be unapologetically who God has called you to be. Mag die Here jou seën en 'n wonderlike dag. Tot volgende week. Die Here seën jou.